Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor diensbaarheid. Wat verwag die Here van my en jou om te dien in sy koninkryk? Hoe moet ons mekaar dien en hoe moet ons mekaar bedien? Is dit wat hy van ons wil hê of is dit vir ander ouens om te doen? Maar jy weet, dit gaan alles net oor Jesus Christus, so kom ons bid gou almal saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer in hierdie dag. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om hierdie DVD op te neem tot eer van U naam. Die Bybel sê wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde en Here, daarom weet ons is U hier teenwoordig waar ons die DVD opneem en is U ook daar waar mense na hierdie DVD sal kyk. En ek wil vra dat U ons toemaak met die kosbare bloed van Jesus en engele rondom ons almal sit en dat dit veilig sal wees oral waar ons met hierdie DVD te doen het. En Here, ek vra dat die Heilige Gees my die pad uit sal vat en dat U die een sal wees wat U skrif aan ons sal openbaar en dat U deur my sal spreek. En dit wat U ook deur my spreek, dat U dit in die skrif sal openbaar vir diegene wat na hierdie DVD kyk, sodat U daardeur verheerlik kan word, o Here. En Here, ons sê ook vir U dankie dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Hierdie is heilige grond, dat God is hier teenwoordig en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy verdwyn in Jesus Christus se naam. Here Jesus, ons vra dat U ons nou by die hand vat en ons lei met U wysheid en U insig. In U kosbare naam alleen. Amen. Op hierdie DVD gaan ons die volgende paar punte met mekaar hanteer. In die eerste plek, Jesus kom om te dien. In die tweede, die voorbeeld van Jesus. Punt 3 gaan ons kyk na Martha en Maria. En punt 4, gedoen aan die geringstes. My Bybel sê in 2 Korintiërs 1 vers 13, en julle weet ek gebruik net die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. In my Bybel staan daar duidelik, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En vandat ek daardie teksvers die eerste keer raak gelees het, lees ek my Bybel heeltemal anders. Weet ek hoef nie meer te sukkel met interpretasie van die Bybel en allerlei sulke goeders nie. Ek lees wat daar staan, ek verstaan wat daar staan en ek doen wat daar staan. So as daar staan, vergewe jou suster, dan vergewe ek my suster. As daar staan, gee jou tiendes, dan gee ek my tiendes. As daar staan, ons is in 'n worstelstryd met die bose geeste in die lig, dan leer ek hoe om hierdie stryd te beklei volgens die woord van God. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En net so gaan jy vandag saam met my lees, wat sê die Bybel oor diens en diensbaarheid teenoor mekaar en teenoor die wêreld daar buite. En jy gaan sien ons kan dit verstaan net soos wat dit daar staan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daai is ons probleem. Dit was my probleem vir 36 jaar lank van my lewe tot 15 jaar terug. Ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. Weet jy hoekom ek die skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus nie. Ek het self in die afgelope 12 jaar wat ek voltyds in die bediening is, 'n paar boeke deur die Here se genade geskryf. So ek is die skrywer van daardie boeke. As jy vir my vra, Tiaan, wat het jy bedoel toe jy hierdie hoofstuk of hierdie paragraaf geskryf het, kan ek dit vir jou verduidelik, want ek is die skrywer van daai boek. Wie is die skrywer van die boek? God is. Nou kom gaan vra ons nie vir die skrywer wat het hy bedoel nie. Nee, ons gaan vra vir ander mense en nee, ons moet vir die skrywer self begin vra. En die Bybel sê, die Heilige Gees sal ons leer. Johannes 16 vers 13 en 14 sê, hy sal ons in die volle waarheid lei. En as ek my skrifte gaan leer ken, gaan ek die krag van God leer ken. Gaan ek begin leer ken dat hy 'n ware God is, wat getrou is aan sy woord, wat doen wat hy sê, maar daarom moet ek en jy ook doen wat hy sê. Moet ek en jy ook gehoorsaam raak. Want as ons nie gehoorsaam raak nie, dan gaan ons ten gronde. Ja, lees daar saam, Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde, weens gebrek aan kennis. Weens gebrek aan wat se kennis? Kennis van wat die woord van God vir ons sê. Dan sê hy verder, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dis 'n skrikwekkende vers daai. Maar die punt is, jy moet sien, dit begin met my volk. My volk, sê die Here, gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Want my volk wil nie my boek lees nie. My volk wil nie hierdie kennis wat ek vir hulle wil gee, wil hulle nie oopmaak en begin lees wat daar staan en begin doen wat daar staan nie. En daarom gaan hulle te gronde. En ek dink dit maak die Vader se hart baie hartseer as hy sien, maar sy kinders wil nie luister nie. Hulle gaan te gronde, hulle leer nie en hulle lees nie die boek nie en hulle doen nie wat hier staan nie. Want ons het ook 'n waarskuwing in Josua 1 vers 8, wat sê hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Ek mag nie ophou praat oor die dinge van die Here wat in hierdie Bybel opgeteken is nie, maar bepeins dit dag en nag,
sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So ek moet nougeset optree volgens alles wat hierin geskrywe staan. Ek moet praat oor hierdie dinge wat hierin geskrywe staan. Ek moet dink, dit bedink, dit bepeins, dit wat hier staan, dag en nag. By my huis, op die pad, as ek slaap in die nag en ek word wakker, dan dink ek oor die dinge van die Here, en ek lê nie in top en rondrol en vrees nie, want ek is besig met die woord van die Here. Ek bepeins dit dag en nag, en ek handel nougeset volgens alles wat hierin geskrywe staan. Hoekom? Want dan sal jy met goeie gevolg handel, en dan sal jy goeie sukses hê. Nie voor dan nie. Ons doen dit of op die Here se manier, of op die Satan se manier. Jy moet kies op wie se manier jy dit gaan doen. Kom ons kyk nou. Jesus kom om te dien. Hy is ons voorbeeld rondom diensbaarheid. Lees saam met my Markus 10 vers 42 tot 45. Maar Jesus het hulle na hom geroep, dis sy disippels, en hy het vir hulle gesê: Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Kyk mooi wat staan daar. Al doen die res van die wêreld dit so, sê Jesus, so moet dit onder julle nie wees nie. Die Here wil hê ons moet dit anders doen. Anders as die wêreld. Ek het ook 'n DVD oor wees anders as die wêreld. Jy sien, as die wêreld oor mekaar wil heers, so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, kyk mooi, elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Weet jy hoeveel wonderlike waarhede is net in daai paar verse ingeskryf. Jesus sê vir sy disippels, kom sit gou by my. Kom luister wat ek julle wil leer. Kyk wat doen die wêreld daar buite. Jong, hulle sê, hierdie ou is baas en daai ou is klas. Ek is hierdie senior posisie en jy's maar daaronder, jy weet, wie dink jy is jy? Hy sê, maar as julle my disippels is, so moet dit by julle nie wees nie. Daar is nie 'n baas en klas ding onder die disippels nie. Hoekom nie? Want ons is broers en susters in Christus. Ons is broers en susters wat by mekaar kan arms indruk en mekaar kan optel as die een broer val. Nie een dink hy's beter as die ander nie, want jy sien, daai is hoogmoed. En die Bybel sê trots en hoogmoed is 'n gruwel in God se oë. Nie, as broers en susters moet ons mekaar juis optel en mekaar dien en mekaar bedien. Want wat sê Jesus daar? So moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. So as jy wil gaan voorloop iewers in 'n selgroep of in 'n gemeente of 'n pastoor wil wees of 'n selleier of 'n ding wil wees, moet jy 'n dienaar kan wees. Jy moet kan dien. Jy moet kan help om ander te leer hoe om te dien, want hoe kan jy ander leer as jy dit nog self nie gedoen het nie? En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want wie is ons groot voorbeeld? Jesus. Hy sê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Nou, as Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en Galasiërs 2 vers 20 sê nou vir my, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, en 1 Korintiërs 6, en ek dink 1 Korintiërs 9, of daarom sê ook vir my, ek lewe nie meer nie, maar die Heilige Gees is in my. Wat beteken dit? Hierdie Jesus wat nou in my is, wat gekom het om te dien, sy hande is in my hande, sy voete is in my voete, sy mond is in my mond, sy oë is in my oë. Dis een keer wat die Here vir my gesê het, ook van vra, Here, wat beteken dit om te sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my? So dit beteken, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my hande is in jou hande, en my voete is in jou voete. Jy sien, dit is nie so 'n klein Christus hier wat iewers in my hart woon nie. Dis 'n life-size Christus binne in my. So as hy gekom het om te dien, en sy hande is nou in my hande, en ek maak so met my hande, vou dit net toe, en ek wil niemand help nie, is ek besig om te doen wat Jesus gedoen het? Want in Lukas 6 vers 46 sê hy, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En ek sien dit, ek kom in baie gemeentes, ek kom in baie plekke, jy weet, dan is die mense daar voor, en hulle haal vir hulle koffie, en hulle sit die koffiekoppies daar op die grond neer, en dan loop hulle as die diens verby is. Hoekom sal hulle die koffiekoppies optel? Ja, want jy weet, die pastoor se vrou en haar bediendes sal dit mos kom opruim.
Hoor jy daai woordjie bediende? Nee, jy moet een ding besef. As ek 'n diensbare gees in my het, want ek het Christus in my, en hy het gekom om te dien, dan vra ek, weet jy wat, mevrou pastoor, mevrou dominee, of wie ook in die geval mag wees, waarmee kan ek jou help? Kan ek help dat ons net hierdie stoele bietjie regskuif hier in die kerk? Kan ek help dat ons net bietjie opruim hier na die tyd? Nee, jy weet, ek is haastig, ek het goed om by die huis te gaan doen. Okay, so met watter attitude het jy in elk geval kerk toe gekom? Het jy kerk toe gekom om te kom dien of om gedien te word? Want as jy sê jy het Jesus in jou, en Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, aan watter kant val jy nou af? Want jy sien, ons moet bereid wees om mekaar te dien. Ons moet bereid wees om te sê, weet jy wat, ek is deel van hierdie gemeente, ek is deel van hierdie selgroep, so ek kom om te dien. Waar kan ek jou help? Waar kan ek help om die kos te maak? Waar kan ek help om die koffie te maak? Waar kan ek help om net bietjie op te was na die tyd? Waar kan ek help om die musiek of die klanktoerusting reg te stel of reg op te sit? Waar kan ek net help? Want ek wil dien. Weet jy hoekom? Want ek het 'n lewende God in my en hy het gekom om te dien. En hy's binne my en sy hande is binne my en my hande wil besig wees vir hom, nie vir mense nie. Want Kolossense 3 vers 23 en 24 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So wat jy ook al doen, doen dit vir hom. So of jy besig is om uit te vee in jou kerk, of besig is om uit te vee daar by jou huis, selfs julle jong mense, is jy diensbaar om jou pa en jou ma te help, om jou huis aan die kant te maak, om jou kamer aan die kant te maak. Of nee, wat my ma sal mos in elk geval my bed opmaak. Of nee, wat my ma sal my vuilklere maar van die grond af optel. Maar ek's 'n kind van die Here, ons gaan Vrydag aand gospelfees toe. Ons loof die Here, haleluja, en al hierdie tipe van goeders. Is dit wat Jesus vir jou sê, my liewe jong mens? Of wil jy regtig soos Jesus begin wees? Want jy sien, as jy regtig soos Jesus wil begin wees, gaan jy dit daar in jou kamer ook wees. Gaan jy dit daar in jou huis ook wees. Gaan jy diensbaar wees teenoor jou pa, jou ma. As jou pa vra, kom help my om die gras te sny. As jou pa vra, kom help my om net hierdie goed vas te draai aan my kar se engine. Nee, ek vat nie in daai goed nie. Nee, ek is nie, dis nie waarvoor ek gebou is nie. Of sê jy, wag so 'n bietjie maar, ek wil my pa dien. Ek wil my ma dien. Kom ek vra jou in die huwelik, meneer, mevrou, dien jy jou man? Dien jy jou vrou in die optredes teenoor jou man of teenoor jou vrou? Of trap jy jou man of jou vrou net af? Al dieper, vertel jy vir hom of vir haar hoe sleg is hy of hoe sleg is sy. So dien jy jou man, dien jy jou vrou met jou mond, met jou dade. Help jy meneer, jou vrou so nou en dan 'n bietjie die skottelgoed was. Mevrou, help jy jou man so nou en dan net so 'n bietjie om sommer net van my spanner vas te hou terwyl jy langs die kar staan. Omdat jy hom wil dien. Weet jy hoekom? Omdat jy hom liefhet. Weet jy hoekom? Omdat jy 'n God van liefde in jou het. Want Jesus sê, ek het gekom met liefde. Ek het gekom om hierdie wêreld met liefde te oorwin. Nie met oorlog nie, nie met verdeeldheid nie. So, is ons besig om daardie Jesus in ons, wie se hande in ons is, sy hande slap te laat hang, of gebruik ons sy hande en sê, Here, waar kan ek dien? Daar in my gemeente, daar by my werk. Nee, maar hulle gaan dink ek probeer kruip. Nee, jy kruip niks nie. Want Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So jy doen dit nie vir meneer Pochempoel of mevrou Ngubedi vir wie jy werk nie. Jy doen dit vir die Here. En hy sal jou beloon, sê die Bybel. So jy moet begin besef, mense, hierdie boodskap van diensbaarheid is 'n baie belangrike boodskap. Die Here wil hê ons moet leer dat soos wat hy gedien het, moet ons ook dien. En dis 'n keuse wat ek en jy maak om te sê, wow, ek het nooit so daaraan gedink nie. Want ek het gedog, nee, is net die bediendes wat dit moet doen. Nee, ons moet ook diensknegte wees. Ons moet ook diensbaar wees, sê die Bybel. En dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek aktief maak. Gaan ek help dien? Gaan ek iets vir jou kan doen? Hoe kan ek jou help? Ek sien jy sukkel bietjie om jou pakkies in die kar te laai, ou tannie. Kan ek tannie help om die pakkies in die kar in te laai? So is ek diensbaar. So doen die hande van Jesus in my hande iets vir die koninkryk, want ek doen dit nie vir tannie nie, ek doen dit vir Jesus. Maar weet jy wat, daar's so baie mense wat dit nie meer doen nie. Mense val in allerlei goeders in, hulle doen allerlei goeders, en as al mense by hulle verbyloop en hulle sê, ek raak nie betrokke nie. Jesus het nie verniet die gelykenis vertel van die barmhartige Samaritaan nie. Wat kies jy? Gaan jy betrokke raak, of gaan jy sê nee? Nee, ek nie.
Ek is okay daar in my een hoekie. Ek en my familie daar in ons huisie, ons is veilig. Ons is 'n privaat familie. Ons deel nie in allerlei ander goeders nie. Is dit wat Jesus vir jou sê? Jy sien, jy gaan moet vra, is dit wat die Heilige Gees in jou hart oopmaak, of is dit eintlik 'n leuen wat die Satan vir jou leer? Kom ons kyk dan nou, wat is die voorbeeld van Jesus? Hy gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld in Johannes 13 vers 1 tot 17. Dis 'n baie bekende gedeelte. Ja, almal het hom al gelees, maar ek is seker gedeeltes nou maar net uitgelaat, maar lees net daai stukkie saam met my op die skerm. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, kyk mooi, sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad het tot die einde toe, en gedurende die maaltyd het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig, kyk mooi, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. En 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig, geseënd is julle, as julle dit doen. Kyk mooi. Jesus staan op, die koning van alle konings, die God bo alle gode, en hy gaan sit 'n lap om hom, en hy vat 'n skottel, en hy was sy disippels se voete. En hy sê, ek is julle Here en julle meester, ja. En ek gee nou vir julle 'n voorbeeld, om net soos wat ek het gedoen het, dit ook te doen. En wat leer ons uit dit wat hy daaruit doen? Wel, in die eerste plek, mense, ja, om fisies mekaar se voete te was, soms wat ons sit met hordes getuienisse van mense waar verhoudinge herstel is tussen 'n pa en 'n kind, of ouers en kinders, en mans en vrouens, as die man sy vrou se voete gewas het en haar om vergifnis gevra het omdat hy op haar getrap het, of waar 'n pa sy seun se voete gaan was het en hom vergifnis gevra het dat hy nooit vir hom gesê het hy's lief vir hom nie, of wat ook al die geval mag wees. En daardie verhoudings is herstel, want jy sien, dit is 'n simbool van nederigheid, 'n simbool van diens, 'n simbool van ek kom jou voete was. Ek wil graag daardie vuilheid wat daar in jou wok geklee het, wil ek afwas. Maar wat moet ons nie uit die oog uit verloor in dit wat Jesus daar doen nie? Judas Iskariot se voete was ook daar. Wetende dat Judas hom enkele ure later in die rug gaan steek en hom gaan oorlewer om gekruisig te word, was hy Judas Iskariot se voete ook. So Jesus gee vir ons die voorbeeld dat al weet ons, daar's iemand anders wat my seer gaan maak of seer gemaak het, dat ek ook daardie persoon bereid moet wees om daardie persoon se voete te was. En ja, dit gaan nie net oor die fisiese voete was nie, dit gaan ook in die geestelike. As ek iemand se voete was, is ook wanneer ek besluit, ek spreek daardie persoon vry. Ek vergewe hom, ek gaan vra hom om vergifnis vir wat ek aan hom gedoen het. Ek gaan probeer die verhouding tussen ons herstel. Jesus sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee. En as julle nou hierdie dinge weet, salig is julle, geseënd is julle as julle dit doen. Want in Lukas 6 vers 46 sê hy, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Wat help het ons almal roep uit en sê, ek dien die Here en so aan. Maar Sannie het my seer gemaak, ek gaan nie, ek wil niks met Sannie te doen nie, ek kom nie naby aan en sy kom nie naby my nie. Is dit? Is dit wat jy in die Bybel leer? Of is die voorbeeld van jou Here en jou meester, juis, gaan na Sannie toe en sê, Sannie, ek vergewe jou omdat jy my seer gemaak het, en Sannie, ek spreek jou vry, en Sannie, ek vra jou, vergewe my as ek jou seer gemaak het, met enigiets wat ek gesê het. En as die Here jou so lei, dan vat jy ook 'n kommetjie water in 'n handdoek en jy gaan was Sannie se voete. Want die getuienisse is daar. Dit is 'n simbool van diensbaarheid. Ek weet van 'n pastoor in Amerika, hy was 'n 4de generasie pastoor. En toe hy die dag ingehuldig word as pastoor in die gemeente, sy pa was die een wat hom ingehuldig het. Toe gee sy pa vir hom so 'n kartondoos met 'n geskenk in. En hy sê vir hom, hierdie is die sleutel van jou pastoorskap in hierdie gemeente.
Dit is jou sleutel. En toe hy die kartondoos oopmaak, toe is daar 'n handdoek binne-in. Toe sê sy pa vir hom, dit is jou sleutel. Want as jy 'n suksesvolle pastoor wil wees, as jy wil voorloop in hierdie gemeente, moet jy kan dien, moet jy kan voete was. Fisies as dit daarop neerkom. As iemand jou getrap het, as iemand jou seer gemaak het, dan gaan sê, weet jy wat, ek wil jou voete was. Wat? Waar kom jy nou uit? Ja, die Here herstel verhoudinge ook daardeur. Hy sê, ek is julle voorbeeld. Ek is julle Here en julle meester. En as ek het gedoen het, is julle ook verplig om dit met mekaar te doen. Maar nie net daardie ding van vergifnis nie. Weet jy wat? Kan ek jou voete was deur bietjie te kom help daar in jou gemeente? Weet jy pastoor, ek weet julle sukkel om iemand te kry in die musiekbediening. Kan ek julle kom help al? Ek kan miskien nie sing nie, ek kan miskien nie gitaar speel of iets nie, maar kan ek net vir julle die goed kom regstel en opstel elke Sondagoggend? En daardeur wil ek diensbaar wees, wil ek julle voete was. Wil ek ook van myself begin gee, want ek weet mos nou Jesus se hande is in my hande, en hy was my voorbeeld. Hy het gesê, soos wat ek gedoen het, is julle verplig om dit te doen. En ek wil graag, want ek het Jesus in my. So Here, leer my, om al hoe meer soos Jesus te wees, waar kan ek gaan help? Buurvrou, buurman, waar kan ek help? Ek sien jy sukkel met hierdie ding, kan ek jou dalk bietjie diensbaar? Ja, jy weet, die buurman gaan jou in die rug steek, en. Ja, sure. Daar gaan tye wees wat hy jou in die rug gaan steek, en wat moet jy dan doen? Was sy voete, vergewe hom, spreek hom vry. En die Here gaan daai situasie dalk omdraai en jou verbaas oor wat hy in jou hart doen rondom die buurman en wat hy in die buurman se hart doen rondom jou. Net omdat jy gekies het om anders te wees as die wêreld, om nie soos die wêreld op te tree nie, om juis die voorbeeld van jou Here en jou meester te volg, om te dien, om diensbaar te wees, om geleenthede te soek, om ander mense te dien. Ja, maar jy weet, ek dien al 40 jaar lank die Here, en jy doen dit nou net 2 maande lank. Julle ouetjies daaronder kan dit doen. Nee. Wat het Jesus net nou gesê wat ons in Markus 10 gelees het? As jy die eerste wil wees, moet jy almal se diensknegt wees, insluitende hy wat nog net 2 maande die pad loop. So, wees jy die voorbeeld vir hom wat nou mag nog net 2 maande die pad loop, sodat in die tyd wanneer hy vir 40 jaar lang die pad geloop het, hy weer ander wat nog net vir 2 maande die pad loop, kan leer hoe om diensbaar te wees, omdat hulle dit by hom sien. Want mense leer nie met hulle ore nie, net soos kinders, hulle leer nie met hulle ore nie, hulle leer met hulle oë. Hulle sien wat jy doen, en hulle sal jou navolg. Net soos wat Paulus sê, volg my, soos wat ek in Christus is. Maar baie Christene sê, nee, moenie doen wat ek doen nie. Nee, doen maar wat die Bybel vir jou sê, maar moenie na my kyk nie. Ja, ons moet by 'n punt begin kom om te kan sê, weet jy wat, volg my. Doen wat ek doen, want ek doen wat my Vader doen, sê Jesus ook. Paulus sê, volg my soos wat ek in Christus is. Jesus sê, ek doen net wat ek my Vader sien doen. Hoor mooi, ek doen net wat ek my Vader sien doen. Net so kyk die wêreld na my en jou, en hulle sien wat ons doen. En na aanleiding daarvan sê hulle, gits, ek wil hê wat jy het. Ek wil graag doen wat jy doen. Of hulle sê, nee, as jy sê, jy's 'n Christen en jy doen sulke goed. Ek wil niks met Christendom te doen nie. En dan het ons mense laat struikel deur dit wat ons doen. Maar jy sien, ons moet die voorbeelde wees. Ons moet juist daai voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het, weer gaan uitleef daar buite aan 'n stikkende en 'n siek wêreld. Om te sê, waar kan ek dien? Is ek betrokke by 'n kamp? Is ek betrokke by 'n bediening? Waar kan ek help? Waar kan ek dien? Waar kan ek nog iets ekstra doen? Nie net my klein deeltjie en klaar nie. Wat kan ek nog ekstra doen? Waar kan ek help? Al dra ek jou tas, al dra ek jou dit, al doen ek dit. Wat kan ek nog vir jou doen? Want jy sien, ek wil graag diensbaar wees. As jy die eerste wil word, moet jy almal se diensknegt wees. En ons moet weet, hier is 'n opdrag aan al ons Christene. Maak nie saak hoe lank ons al op pad met die Here loop nie. Ek praat met myself ook. Toe die Here vir my hierdie boodskap gegee het, het hy baie duidelik met my ook gepraat oor, in my eie huis, dien ek my vrou. In die goed wat ek sê, want ek sien my vrou ruim die huis op en sy werk haar kediks, en ek sit baie keer op my rekenaar en werk, en die Here sê, dien jy jou vrou? Deur net heeltyd daar op jou rekenaar te sit en werk, terwyl sy alles moet opruim, en dan staan ek op, en ek sit my rekenaar neer, en ek gaan was as 'n bietjie vir 'n slag die skottelgoed, of ek gaan help ook die bed opmaak, of wat ook al die geval mag wees, want jy sien, ek is lief vir my vrou, en ek het 'n God van liefde in my, en ek wil ook diensbaar wees, want dis die voorbeeld wat Jesus ook vir my gegee het. Maar wat kies jy om te doen, na aanleiding van wat die Heilige Gees nou in jou hart vir jou uitwys, rondom hierdie boodskap?
Kom ons kyk nou, wat leer ons uit die stukkie van Martha en Maria? Baie bekende stuk, ons almal het hom al gelees, maar in die lig van wat ons op hierdie DVD met mekaar bespreek. Lukas 10 vers 38 tot 42 sê, en op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Oei, en net daar spring baie mense op die bandwagon en hulle sê, ja, sien jy? Ek en nee, sit aan die voete van Jesus. Ek is nie 'n dienende Martha nie, ek is Maria by die voete van Jesus. O, en ek hoor hierdie wonderlike openbaringe. Oeg, die Here gee vir my die wonderlikste openbaringe daar by sy voete, en dan sê ek, okay, great. En dan? As jy nou daai wonderlike openbaringe ontvang het aan die voete van Jesus, staan jy op en begin doen wat die res van die woord vir jou sê? Begin jy dien soos wat hy gekom het om te dien? Of rus jy op hierdie, weet jy wat, ek het net hierdie wonderlike tye by die Here, maar ek hoef niks verder veel te doen nie, want ek is by die voete van Jesus. Ja, jy moet my reg verstaan vandag, ons moet verseker aan die voete van Jesus kom sit. Elke een van ons, elke gelowige, moet seker maak dat hy daagliks tyd met ons Here Jesus Christus spandeer. Of dit in die oggend is, of dit in die aand is, of dit deurlopend deur die dag is. Jy moet aan die voete van Jesus wees, ja. Maar, dan moet jy opstaan van die voete van Jesus af en begin doen wat hy sê. Want Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want jy sien, jy kan 'n hoorder wees en by Jesus al hierdie wonderlike goed hoor en gaan sit en iemand weet wat jouself bedrieg. Want as jy nie 'n dader word van die woord nie, bedrieg jy jouself, sê die Bybel. So gaan lees dit self in Jakobus 1 vers 22. Kies jy of jy gaan opstaan van die voete van Jesus af en begin dien, soos wat hy wil hê ons moet dien, betrokke raak by jou kind, by sy skool, by sy skoolbedrywighede, want hoeveel kinders kom sit by my vir berading, pa, ma, en sê, my pa was nooit daar as ek rugby gespeel het nie. My pa was nooit daar as ek tennis gespeel het nie. My pa was nooit daar as ek atletiek gehardloop het nie. So dien jy jou kind, pa, met jou tyd. Dien jy jou kind, ma, met jou omgee. Ek weet, my vrou het altyd gesê, toe ons kinders deur die skool gekom het sy net gesê, ek het nie 'n dagboek nie, want my kinders is my dagboek. So as die kinders vanmiddag by die huis gekom en sê, ma, ons het atletiek, so laat daar, dan klim sy in haar kar, dan vat sy hulle na atletiek toe. Dit was haar hart met haar kinders te alle tye. Want sy het haar kinders gedien ook in dit. Want sy het geweet, hulle wil graag daar die atletiek doen, of hulle wil graag daar die hokkie speel, of wat ook al die geval mag wees. En sy pluk die vrugte van die liefde wat sy by haar kinders teruggekry het, omdat sy haar kinders gedien het in klein goedjies soos daai. In een oomblik het dit nie haar autoriteit weggevat om hulle ma te wees en seker goed te sê nee wanneer dit nee gesê moet word nie. Maar die feit dat sy hulle gedien het in sulke klein goedjies, het gemaak dat haar verhouding met haar kinders sterk geword het oor die jare. Maar die vraag is, dien jy jou kinders deur betrokke te wees by hulle? Ja, maar jy weet, die mans is geneig om te sê, ek werk my vingers af vir hulle, ek bring geld in die huis en ek hoef nie verder veel te doen nie. Nee, pa, sorry, ek is jammer. Dis nie wat die Bybel sê nie. Hy sê, jy moet daar wees vir jou kinders. Weet jy, baie seuns kom sit by my, en weer eens, dan is hy seuns 40 of 50 of 60 jaar oud. Dan sê hulle, yes, Tiaan, weet jy wat, my pa was wel af. Baie geld gemaak, en baie geld gehad, en oorseese toere gaan, en allerhande sulke goeders, en dan kom hy terug. En dan bring hy vir my 'n vliegtuig wat elektronies vlieg, of hy bring vir my 'n quad bike, of hy bring vir my 'n motorfiets, en sê hy, weet jy wat, Tiaan, ek wou nie my pa se motorfiets gehad het nie. Ek wou nie my pa se quad bike gehad het nie. Ek wou nie my pa se geld gehad het nie. Ek wou my pa se aanraking gehad het. Ek wou graag tyd met my pa spandeer het. Al was dit 10 minute lank om net daar op die grasperk te sit en met mekaar te gesels. Dis wat ek wou gehad het, maar my pa het dit nooit vir my gegee nie. Sien, want ons paas weet ook nie om ons kinders te dien met ons tyd nie. Want ons is so besig. Ons is so besig met alles. En weet jy waarmee kan jy nog jou kinders dien, pa? Deur vir jou seun te sê, seun, ek is trots op jou en ek is lief vir jou. Deur vir jou dogter te sê, my kind, ek is trots op jou en ek is lief vir jou. Want weet jy, kom sit hulle by my vir berading,
dan is hulle 40, 50 en 60 jaar oud, en sê hulle, my pa het nooit ooit in sy lewe vir my gesê, hy is lief vir my nie. En ek honger so daarna, ek wou dit so graag gehoor het, dat my pa uit sy mond uit vir my sê, ek is lief vir jou. Want jy sien, dis hoekom God die Vader uit die hemel uit gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, want Jesus moes dit ook hoor. Jesus moes dit ook hoor. En dit is baie interessant, hoekom is Jesus dit ook hoor? Nou dat ek op daardie topiek is sommer so, soos wat die Gees my nou lei. Jy weet, in Israel, wanneer 'n kind 13 jaar oud word, dan kry hy 'n ding wat hulle noem 'n bar mitzwa. Dis wanneer hy nou oud genoeg geag word om self die Torah te kan begin lees, die wet van Moses, die eerste 5 boeke van die Bybel. En dan is dit 'n hele party, hulle vat die kinders daar na die westelike muur toe, wat ons noem die klaagmuur, en hulle hang 'n talit om sy skouers, en dit is 'n hele storie, hy lees vir die eerste keer self uit die boekrolle uit van die Torah, en hy word nou geestelik volwasse genoeg geag om te kies vir reg of verkeerd. Maar terwyl hulle afstap, dis so 'n hele prosesie, daar is sangers en musikante, ons was al 'n paar keer in Jerusalem, wanneer hulle met hierdie prosesies afkom met die bar mitzwas. Dan sing hierdie sangers en so, maar dan loop die pa agter die jong seun, en die seun loop onder 'n ding wat hulle noem 'n kippa, dis so, 'n kupa, is 'n talit wat hulle span met 4 pale. Dan loop hy nou onder, en dan sal 4 van sy maatjies hierdie ding nou dra, en dan loop hy nou onder die ding, maar dit gaan alles oor hom. Dan loop sy pa agter hom, en sy pa sê, dis my geliefde seun, ek is trots op hom, ek is lief vir hom, hy roep dit oor sy seun uit. Nou weet jy wat, 'n aangenome seun kry nie so iets nie. Jesus was nie Josef se seun nie. Jesus was God die Vader se seun. So Josef het nooit 'n bar mitzwa waarskynlik vir Jesus gehad nie. So Jesus het nooit gehoor dat daar 'n pa agter hom loop wat sê, dit is my geliefde seun, en wat doen God die Vader? Toe Jesus uit die water uit opkom, en toe Jesus daar op die berg van verheerliking staan, toe kom daai stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Dit is hoekom dit ook met Jesus moes gebeur. Jy sien, want enige seun, pa, wil hoor dat sy pa trots is op hom, 'n welbehaag aan hom het, lief is vir hom. Wanneer begin jy dit vir jou pa sê, of vir jou kind sê, pa? Wanneer begin dit vir jou dogter en vir jou seun sê? En wanneer begin jy hulle erkenning gee vir die werk wat hulle doen? As jy weet, jou kind doen die beste wat hy kan, en hy kry net 60%, maar as hy beste wat hy gegee het, hoekom takel jy hom dan af met jou mond? Weet jy, ek het mense gekry, dogters wat by my kom sit het, wat gesê het, sy het 98% gekry vir van haar vakke, dan kry sy 1 vak 70%, 6 van haar vakke kry sy in die 90% voor, 1 vak kry sy 70% voor, en sê haar pa, hoekom doen jy so swak in hierdie vak? Hy gee nie erkenning aan die ander 6 vakke wat sy so goed ingedoen het nie. Dan val sy weg van die Here af, want haar pa was 'n Christen, en haar pa het haar afgetakel met die mond, dan wil sy niks meer met die Here te doen hê nie. Hoekom, pa? Hoekom het jy nie jou kind gedien deur haar op te bou en vir haar te vertel hoe kosbaar en wonderbaar is sy volgens die woord van God nie? Jy sien, want ons het nooit geleer om te dien nie. Ons het nooit geleer dat ons mekaar kan dien, al is ons in 'n familie opset. Ek sê nie vir een oomblik, pa, dat jy jou geestelike gesag wat God vir jou gegee het, as koning, priester en profeet in jou huis, moet afstand doen van nie. Maar die manier wat jy dit hanteer, as jy dit soos Jesus doen, pa, wat nederig genoeg is om sy disippels sy voete te was, maar nog steeds op te staan en te sê, so is dit. Jy sal dit ook kan doen. Jy sal jou kinders kan dien in nederigheid, maar jy gaan nog steeds kan opstaan en sê, so is dit in hierdie huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy sien, maar omdat ons nooit hierdie goed self geleer het nie, omdat ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, weet ons nie wat is aan die gang en weet ons nie hoe om mekaar te dien nie, weet ons nie hoe om ons kinders en ons ouers te dien, of ons werksmense, ons werkgewers, ons werknemers te dien nie. Ons weet nie hoe om dit te doen nie, en Satan skeer ons uit mekaar uit. Want ons het nie hierdie gees van diensbaarheid nie. Ons wys nie vir mekaar hierdie gees van diensbaarheid wat Jesus het nie. En wat hy gesê het, dit wat ek gedoen het, moet julle ook doen. Ek het vir julle die voorbeeld kom gee. Hoekom doen julle nie wat ek vir julle sê nie? Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie, my kinders? En dis hoekom, weet jy wat, dit word baie keer 'n geestelike hoogmoed. Hierdie mense wat sê nee, ek sit net by die voete van Jesus. Ek hoef niks verder te doen nie, want ek is die een wat by die Here hoor en ek sal vir die ander sê wat hulle moet doen. Nee, jy moet ook 'n bietjie voorloop en vir ander wys wat moet hulle doen, soos wat Jesus dit gedoen het. Hy was altyd die voorloper, hy was altyd die voorbeeld, en hy het vir hulle gesê, doen dit, soos wat ek het doen. Want ek sien my Vader het doen, en dan doen ek het ook. Nou net soos ek en jy sien wat Jesus doen in hierdie woord, dan doen ons dit ook. Dan doen ons wat die woord sê ons moet doen, en as ons gehoorsaam aan wat hy sê.
Goed, kom ons kyk bietjie na wat sê die Bybel vir ons oor gedoen aan die geringstes. Matteus 25 vers 31 tot 40 lees ons die baie bekende deel van eendag as ons almal nou voor die troon staan, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehaat, kyk mooi, hier is werkwoorde, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehaat, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Kom ek vra jou die vraag. Het jy al vir die Here gevra, Here, hoe kan ek my buurvrou gaan dien? O, sy is siek, sy lê in die bed. Gaan bid vir haar. Nee, ek weet nie om vir die siekes te bid nie. Lees hierdie boek en begin doen wat hier staan. En jy sal dit kan doen. Gaan dien jou buurvrou. Gaan wees diensbaar. Deur te sê, buurvrou, kan ek vir jou 'n koppie sop bring, want ek weet jy kan nie kos maak nie. Kan ek net vir julle kos bring vir vanaand vir aandete, want ek weet jy het nie nou die krag om op te staan en vir jou familie kos te maak nie. Die Here sê, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broeders van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Want ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het my besoek. Ek was naak en julle het my geklee. Kom ek vra die vraag, wat doen jy met daai ou tweedehandse klere van jou? Gooi jy dit sommer net daar by ashoop? Of besef jy daar's mense daar buite wat sou wou gee om daardie tweedehandse klere van jou vir nog 'n ruk te dra? Wat sou wou gee op daai mooi klere wat jy sommer op die asblik gegooi het, want dit pas jou nou nie meer nie, of wat ook al, maar met dan 'n keer daai klere nog niks. Die Here sê, ek was naak en julle het my geklee. Here, maar wanneer het ek jy naak gesien? Wanneer het ek jy geklee? Vir sover jy gedoen het aan een van hierdie geringstes van my, het jy dit aan my gedoen. Here, waar kan ek diensbaar wees om te kyk, is daar 'n plek iewers daar wat omsien na arme mense of na behoeftiges, dat ek net daarbey betrokke raak? Dat ek weekliks of maandeliks of wanneer ook al daar kan gaan help klere uitdeel. Here, waar kan ek dalk bietjie betrokke raak by 'n hospitaal om net te gaan bid? O nee, maar jy weet ons kerk het 'n hospitaalkommissie. Ek hoef nie verder enigiets te doen nie. Nee. Is jy bereid om die moeite te doen om te sê, Here, stuur my, want ek wil diensbaar wees. Want onthou Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Het jy al die moeite gedoen om te sê, ek wil bietjie die gevangenis gaan besoek hier in ons dorp? Nee, maar ja, is moeilik om hier in te kom. Jy moet allerhande lang toestemming sê, jy moet toestemming kry by die departement van gevangenisdienste en jy moet sulke briewe en sulke, ja, okay, so, wat daarvan? Kry dit? Of is dit te veel moeite vir jou? Ja, nee, wat is te veel moeite? Vat te veel van my tyd. Okay. Nee, is reg. Dis jou keuse. Dis jou keuse, maar die Here sê, as jy net daai moeite gedoen het vir een van hierdie geringstes van my, het jy dit aan my gedoen. En ek sal jou beloon in die hemel eendag. Ek dink dit gaan die wonderlikste woorde wees om eendag in die hemel in te stap en te hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Om dit uit die mond van die lewende God uit te hoor, omdat jy bereid was om diensbaar te raak. Om net te vra, waar kan ek betrokke raak? Het sy in my gemeenskap? Het sy in my gemeente? Het sy in my familie? Het sy in my gesinsverband? Het sy in my selgroepverband? Daar's so baie plekke wat ek en jy diensbaar kan wees. Ek moet nie elke keer net die een wees wat, ek het nou geluister, nou gaan ek loop, maak nie saak hoe staan hierdie meubels nie, maak nie saak hoe staan die vuil goed rond nie, dit moet maar rond staan, iemand sal dit seker kom optel. Ja, wat daarvan, ek doen dit. Wat daarvan, ek sê, Here, begin met my. Want ek weet nou, U het gekom om vir my te sterf, U het gekom om in my te lewe, U het gekom om te dien, so as U nou in my lewe en U het gekom om te dien, ek wil dien, so Here, waar kan ek dien? Wys my waar kan ek net iemand gaan help?
Dat ek die geleenthede soek en die geleenthede raak sien. Want Satan sal so graag wil hê dat jy nie die geleenthede moet raak sien nie. Sommige net verbygaan. Nee, soek uit klein geleenthede. As die kerk na 'n diens of na 'n gospelfees of na wat ook al vol papiertjies lê, begin maar daai papiertjies optel. O nee, nie ek nie. Nee, ek gaan nou nie ander ou se chappies papiere optel nie. Ja, reg. Jy maak daai keuse. Of jy die loon by die Here wil ontvang vir die klein goedjies wat jy doen. En of jy eer by mense wil kry. Jy sien, jy moet dit nie doen omdat jy mense wil beïndruk nie. As jy dit wil doen omdat jy mense wil beïndruk, doen jy dit vir verkeerde rede. Maar as jy dit wil doen omdat jy gehoorsaam is aan die Here en jy in 'n verhouding is met Jesus, dan doen jy dit vir die regte rede. Maar ek vra vandag vir jou, jy wat hierdie DVD kyk, as jy nog nie jou lewe reggemaak het met die Here Jesus Christus nie, nadat ek nou afgesluit het met 'n gebed, sal daar 'n ander gebed wees wat jy kan aflees en wat jy kan bid om jou lewe reg te maak met die Here, sodat jy ook al hoe meer gehoorsaam kan lewe aan sy woord en kan doen wat sy Bybel vir jou sê. Want ek kan jou een ding beloof vandag, dis 'n awesome avontuur. Dis 'n awesome avontuur om 'n pad saam met die lewende God te loop. Want onthou mense, hy is nie 'n dooie godsdiens nie, hy is nie 'n dooie God nie. Want in Openbaring 1 vers 17 en 18 sê hy, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in al ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Jesus wat vir my en jou in 'n kruis kom sterf het. Jesus wat my en jou kom leer dien het, wat gekom het om my en jou te dien en om deur ons ander te dien. Alle eer net aan hom. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir U dankie vir hierdie wonderlike voorreg om persoonlik in 'n verhouding met U te kan wees. En ek wil vra, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat elkeen wat na hierdie DVD gekyk het, sal kies om diensbaar te raak in U koninkryk. Om 'n verskil te gaan maak in 'n stikkende, siek en 'n vrot wêreld daar buite deur hulle diensbaarheid. Dat die wêreld na ons as gelowiges en Christene kan kyk en sê, ons wil soos julle wees, want julle is nie bang om te dien nie. En Here, dat U alleen daardeur verheerlik sal word, en U naam daardeur verheerlik sal word, en U koninkryk daardeur uitgebou sal word. En ons vra dit alles in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret.